Welkom terug, en vandag is ons by les 10. En het sê, my gedagtes beteken niks nie. Hierdie idee is van toepassing op al die gedagtes waarvan jy bewus is, of bewus van word tydens die oefenperiode. Die rede waarom die idee op hulle almal van toepassing is dat hulle nie jou werklike gedagtes is nie. Ons het al voorheen hierdie onderskeid gemaak, en sal dit weer doen. Jy het tot nog toe nog nie 'n basis vir vergelyking nie. Sodra jy het, sal jy geen twyfel daaroor hê dat wat jy eers geglo het jou gedagtes was, niks beteken het nie. Dit is die tweede keer dat ons hierdie soort idee gebruik. Die vorm alleen is 'n bietjie anders. Hierdie keer word die idee begin met my gedagtes, in plaas van hierdie gedagtes, en word nie uiterlik en by name verbind met die dinge rondom jou nie. Die klem is nou op die gebrek aan werklikheid van wat jy dink. Hierdie aspek van die korreksieproses het begin met die idee dat die gedagtes waarvan jy bewus is, betekenisloos is, en eerder buite jou is as binne jou was. En daarna is beklemtoon dat hulle status in die verlede gelê het, eerder as in die hede. Nou beklemtoon ons dat die teenwoordigheid van hierdie gedagtes juist beteken dat jy nie dink nie. Dit is bloot 'n ander manier om ons vorige stelling te herhaal dat jou geestesdenke in werklikheid leeg is. Om dit te erken, beteken om te erken dat jy niks sien nie. As jy dink dat jy dit sien. As sodanig is hierdie erkenning die voorwaarde vir visie. Sluit jou oë vir hierdie oefeninge en begin hulle deur vandag se idee redelik stadig vir jouself te herhaal. Voeg dan by. Hierdie idee sal help om my te bevry van alles wat ek nou glo. Die oefeninge bestaan soos voorheen daaruit om jou geestesdenke te ondersoek vir alle gedagtes wat daar beskikbaar is, sonder om te kies of te oordeel. Probeer om enige soort inleidings te vermy. As dit jou sal help, kon jy jou trouens voorstel dat jy 'n eienaardige saamgestelde optog sien verby beweeg wat vir jou min of geen persoonlike betekenis het nie. En soos elke gedagte deur jou geestesdenke gaan, sê jy, my gedagte oor vul in beteken niks nie. My gedagte oor vul in beteken niks nie. Vandag se idee kan vanselfsprekend nuttig wees vir enige gedagtes wat jou op 'n gegewe tydstip kwel. 5 oefenperiodes word bykomend aanbeveel, nie een langer as ongeveer 'n minuut se ondersoek van die geestesdenke nie. Dit word nie aanbeveel dat hierdie tydstuur oorskry word nie, en dit moet na 'n halwe minuut of korter verminder word as jy ongemak ervaar. Onthou egter om die idee stadig te herhaal, voordat dit spesifiek toegepas word, en ook om by te voeg. Hierdie idee sal help om my te bevry van alles wat ek nou glo. Dankie dat jy hier is. Onthou om die les te oefen. Vergewe, sien anders, leef in lig.